Ek groet julle in my naam van Jesus Christus en hier sit ons weer met loadshedding. Sodra jy op die mens vertrou, sê die woord van die Here, sal jy vervloek wees, want op die einde van die dag sal elkeen jou teleurstel. En dan besef ek dat Moses in die begin van sy bediening, kom ek noem dit 'n bediening, nadat hy met Farao nou onderhandel het, saam met Aaron, omdat hy nie die nodige selfbeeld, selfversekerdheid gehad het, om te praat nie. Hy sê hy hakkel, die Here moet hom help, en dan gee die Here Aaron vir hom om saam met hom te gaan. Nou, ons weet dat dit nie noodwendige spraakprobleem was nie, maar eerder 'n probleem ten opsigte van sy autoriteit. Ja, hy was bang oor sy verlede. Hy was bang dat die farao's, want dit was die mense wat geweet het wat hy gedoen het. 40 jaar nadat hy die skape opgepas het, was dit nog bekend wat Moses gedoen het. Die prins wat moes vlug, die prins wat 'n Egiptenaar doodgeslaan het om sy eie mense, wat eintlik nie sy eie mense was, te beskerm. Hulle kon en het maklik geredeneer om te sê, maar Moses, ons het jou opgetel, ons het jou uit 'n rivier opgetel, ons het vir jou iemand gemaak, geleentheid gegee, om nie soos die res van die mense te wees nie, maar anders. Jy het in die paleis groot geword, jy het onder die toesig, van jou eie mense, wat ons jou toegestaan het, en dan, wanneer daar konflik kom, dan slaan jy een van ons mense dood. Ter verdediging van hulle wat eintlik nie jou mense was nie, ons het jou anders groot gemaak. En daardie haat, daardie oortuiging sou definitief nie net weggegaan het nie. Want soos ons vandag weet in die koningshuise, ons almal weet vandag, dat wanneer daar iets gebeur in die Engelse koningshuis, en ek is nou nie 'n vreeslike navolger of dan 'n ondersteuner of soos die Engelse taal 'n fan van hulle nie, maar tog word jy blootgestel aan wat in die huis gebeur. Ons kan teruggaan in die geskiedenis van prinses Anne, wat daai tyd maar 'n rebel was, en Diane wat so en so gevoel het, en elkeen se geskiedenis en verhaal, en dit moes so in Egipte ook gewees het. Daardie geskiedkundige oomblik wanneer Moses dan teen sy eie mense draai. Nie die Jode nie, maar sy Egiptiese bondgenote wat hulle groot gemaak. Hoe ondankbaar is jy dan? Hoe beskryf jy dan hierdie moontlikheid dat jy dit sou doen? Jy moes eintlik dit andersom, ook die Jood dan geslaan het, die slaaf geslaan het, eerder as om nou te kom en die Egiptenaar dood te slaan. So dit moet 'n geskiedkundige oomblik wees, opgeskryf in die annale en die geskiedenisboeke van elkeen wat die bekende en die nie bekende gehad het in daardie tyd nie. En dit sou natuurlik voortgeleef het, en ek is oortuig dat Moses ook bang was daarvoor, en so half iemand net by hom wou gehad het, struikel oor sy woorde, want hy moes tog wel belese gewees het. Moses moes, want hy het groot geword in die paleis, en hy het tot op 'n baie hoë ouderdom het hy daardie voorregte gehad, om as 'n volwasse man in hierdie paleise te wees, die opvoeding te hê, welbelese in die sin dat hy kon geskryf het, hy kon neerskryf wat God vir hom gesê het, hy kon die 5 boeke geskryf het, wat die Here die opdrag voorgegee het, boeke wat vir die volgende 4000 jaar die Jode bepaal, of dan nou nie 4000 jaar, dan die enigste boek wat in daardie 4000 jaar dan geskryf is, laat ek dit so stel.
Maar op die uiteinde van die dag is dit die Egiptenare wat hier 2700 voor Christus begin het met skryftaal, met woorde van pantogriewe en na skryftaal. Hulle en die voorlopers daarvan gewees, en hy was een van hulle. Hy het daardie geleentheid, so 'n welbelese man, 'n man wat moes opgetree het in seker soveel sake, en waar hy in vergaderings was en opgetree het namens die farao's besluite sou neem, soos Josef. Maar dan moes hy nou vlug as gevolg van hierdie geleentheid. En dan, wanneer God hom roep by die brandende braambos, wanneer God met hom praat en hom dan roep, dan is een van sy verskonings en sê, Here, maar ek kan nie praat nie. Ek kan onthou toe die Here my geroep het, ek so gevolg van my hoërskoolloopbaan, magtige loopbaan van soveel skole wat ons was vanweer die feit dat ons rondgetrek het na verskillende provinsies. Daai tyd het dit nog saak gemaak, of was dit van belang? Een provinsie is anders as die ander. My vakkeuses het verander, 3 keer, 4 keer verander. En ek het op skool, het ek nie gevoel dat ek enigstens 'n impak kon maak nie. En as ek baie keer terugkyk, dan wonder ek maar oor my skoolloopbaan, en wat sê die mense van my, want natuurlik het ek akademies ook nie presteer nie. As jy elke keer jou vakke moet verander, en onderwysers en maats, en dan gaan dit maar moeilik, dan voel hy partykeer maar skaam oor dit wat met jou gebeur het, en miskien het hy doodgewoon skaam gevoel. En daarom gee die Here hom tog toe. En ek sê dit weer, ek glo nie dit was 'n hakel nie, want die Here kon hom maar net sowel genees het en gesê het, jy hakel nie meer nie. Maar dit was 'n emosionele ding wat hy moes oorwin het. En Aaron is dan saam met hom, en so het hy nou met die farao onderhandel, het hy met hulle oor en oor gepraat oor die trekkery, en dan trek hulle. En ons weet daar is 'n vuurkolom en 'n wolkkolom, ons ken daardie geskiedenis, 'n mooi geskiedenis, iets wat ek dink ons weer moet gaan lees in jou eie Bybel, nie in die kinderbybel nie met jou eie gedagtes nie, maar gaan lees dit 'n bietjie, hoe die vuurkolom tussen hulle en die Egiptenare opgekom het, sodat daar nie van die Egiptenare se kant af by Israel kon uitgekom het, of dan by die Jode daai tyd, by hulle wat dan uitgetrek het uit Egipte. Hulle het eers weer Israel geword, of dan die volk na wat genoem word na Jakob, wat toe verander is na Israel, toe hulle weer almal besny was, want nie almal was besny nie. En hulle is besny, en so die Here hulle beskerm, en al hierdie baie, baie mooi goed wat ons kan lees in die woord, gaan lees dit spesifiek. En dan wanneer hulle by die see kom, dan moet hy die Here vertrou soos nog nooit. Iets wat bonatuurlik was, iets wat heeltemal buite sy verwysingsraamwerk was, en wanneer hy dan deur die see trek, en aan die ander kant kom, sê Eksodus die 5de hoofstuk, het hy hierdie lied geskryf, die Here is my krag en my psalm, hy het my tot heil geword. Die Here is my bron van my krag, die Here is die bron van my lewe, die Here is die bron van my oplossing, die Here is die bron van my dag van môre, die Here is die bron ook van gister, wat my verlede kan uitwis, en wat kan maak dat, terwyl ek soveel skandes het, en soveel dinge in my lewe, dat die Here dit kan uitwis, en vir jou daardie autoriteit gee, om met die farao's weer te onderhandel, nie as 'n prins nie, ook nie as 'n moordenaar nie, maar in die autoriteit van 'n kind van God. 'n Man wat met God kon praat. 'n Man wat nederig sy skoene kon uittrek,
en nader stap en weet dat hy op heilige grond staan. Spreek baie van die karakter van Moses. Ja, wat sy tekortkominge kan raak sien en dan sê ek is 'n bietjie bang, ek het nodig dat U my bron, my krag is. So dis nie net daar in hierdie groot wonderwerk en in hierdie pla wat hy beleef het nie, maar ook in sy doodgewone menswees, wanneer hy met die farao's kan onderhandel, en hy tog met hulle kan praat, dat daar 'n krag in hom ontstaan. Want hierdie lied is nie net 'n lied, hoekom het hy dit nie gesing na elke plaag nie, hoekom het hy dit nie net geskrywe na die wolkkolom en die vuurkolom nie, hoekom het hy dit geskryf na die see, daar's mos pertinente groot wonderwerke wat gebeur het. Kom ons dink daaraan, ja, 2,5 of 3 miljoen mense trek uit, ja, die bloed aan die deurposte, die engel van die dood wat verbykom. Jo, dis groot dinge, dis bo-natuurlike dinge. Nie eers te praat van die plaag, van die kleinste plaag, as daar nou 'n klein plaag is, maar julle verstaan wat ek bedoel. Tot en met hierdie was dit vir my so opbou van Moses wat in sy stilheid elke keer erken het dat hier is 'n bron, hier is 'n krag, hier is 'n bron, hier is 'n wete, hier is 'n absolute oortuigende wyse waarop God homself aan my openbaar, die swakke. Onthou dat om 'n herder te wees was eintlik die laagste vlak van werk, van arbeid. Die herders mag nie getuig het in 'n hof nie. Ek het dit gesê toe ek gepraat het oor die herders van Bethlehem. Hulle het nie regspraak gehad in 'n hof nie. Kan nie getuig in die hof nie. Kan nie geroep word om te getuig in die hof nie. Hy was 'n herder, soos Dawid, 'n herder. Maar hierdie prins in die kultuur van die wêreld het op die uiteinde van die dag fout gemaak om sy meer te verloor. En dan roep God hom, nederig genoeg is hy bereid om sy skoene uit te trek, en dan sien hy die wonders van die Here, ook in sy eie lewe, want ek dink nadat hy die eerste keer met Farao gaan praat het, en dan gesê het, ja, dalk sy staf neergegooi het en 'n slang gesien het, en daar al begin beleef het dat hier iets is besig om met my te gebeur wat ek nie kan verstaan nie, wat bo my vermoëns, bo my kragte is. En hy gaan deur al hierdie wonders, al hierdie dinge wat gebeur. En dis nie waar dit nou opgehou het na die see nie. Ons weet dat hy dit oor en oor gesing het, oor en oor bely dat God die God van die getierendheid is, die God van die heerlikheid, die God van die majesteit, voor die aangesig van die Here lief geword het vir God, soveel dat hy hom graag sou wou sien. Hy het met hom kon gesels soos 'n vriend, nie oor 'n tafel heen en weer nie, maar in hierdie wolk wat God hom ontmoet het ook op die berg, ja, maar ook hier in hierdie tent van samekoms, waar Josua agtergebly het en dit moes beleef het, telke male. Hierdie absolute geestelike, goddelike ervaring wat Moses kon gehad het, en ek glo met my hele hart, dit is waar die Here vir Moses vertel het, hoe hy die aarde geskep het. Vertel het van die geskiedenis en van Abraham en van almal, tot waar hy is, tot waar Moses was. Daar was mos nie geskiedenisboeke nie. God het hom hierdie goed vertel. Hulle het gesit soos 'n pa en 'n seun en hy het dit met hulle gedeel.
En die enigste rede hoekom dit die resultaat kon gewees het van die verhouding wat Moses met God gehad het, is hy het besef dat God is sy enigste bron van krag. Hy is sy psalm, hy is sy loflied, hy is sy blydskap, hy is die rede vir om te lewe, hy is daardie psalm, daardie lied, jy skryf ons 'n lied, jy is opgewonde, dit gee jou rede, dit gee vir jou sin in jou lewe. Dis wat 'n psalm beteken, sinvolheid. Die Here is my krag, my bron van my lewe, my bron van wie ek is, my autoriteit. Hy is my psalm, hy is my lied, hy is die liefling, hy is my liefde, hy is my verhouding, hy is dit wat my bly maak. Dis ons wat 'n verhouding is. Vriendskapsverhouding is tog iets wat jou bly maak, iets wat jou laat veilig voel, iets wat jou geliefd laat voel, iets wat jou teregwys wanneer jy verkeerd is, maar jy aanvaar die teregwysing omdat dit vir jou goed is, soos Dawid dit gesê het. Die Here se teregwysing is vir my goed. Sy wette is vir my goed. Dit help my om deur al hierdie krisisse en al die dinge van my lewe te werk, en as ek verkeerd is dit vir my goed. Dis 'n lied, dit bly 'n lied, dit bly my psalm. Dis wat vriendskap eintlik moet wees, dis wat 'n huwelik moet wees, is daardie lied. Ek sê dit altyd, die huwelik is veronderstel om 'n luxury te wees. Want die huwelik is daardie lied wat julle saam skryf. En partykeer is daar verse wat moeilik is, maar die lied in 'n vriendskap met God, dis wat hy beleef het. Die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. En kan jy onthou dat in die ark was daar mos, op elke hoek was daar 'n horing van heil. Dit word later beskryf deur Dawid dat Jesus die horing van heil is. Hy, die Here, is die horing van heil. Dit is wat Paulus na verwys, dit is wat almal na verwys, dat dit is my redding, dis my hoop. So hy is my krag, hy is my bron, hy is my lied, ja, en hy is my verlossing, hy is my skuilplek. Want jy sien wat gebeur het as ek en enige persoon in 'n konfliksituasie en hy wil my lewe neem of hy wil my goed gevat het of wat dit ook al mag gewees het, het ek na hierdie horing van heil gegaan by die altaar en ek het daaraan vasgehou. En terwyl ek daaraan vashou, mag niemand my niks aandoen nie. Hulle mag my nie doodmaak nie, hulle mag nie my beskuldig nie. En dan sou die priester gekom het en hy sou hierdie saak aangehoor het en beredder het. Dis wat die Here vir ons geword het. 'n Heil, 'n verlossing, 'n plek waarna toe ons kan hardloop wanneer ons moeg is en mat is en nie meer weet nie. Want dit is tog wat Moses beleef het toe hy voor die see staan en die 3 miljoen stemme uitroep en sê, hoekom het jy ons nie eerder gelos nie? Wat gaan nou van ons word? Hoe gaan ons hier uitkom? Maar hy het gesê, dis my heil, dis my plek waarna toe ek hardloop wanneer ek nie meer weet nie. So my krag, my oortuiging, my teologie, my leerstelling, my feite, my dissipline, my orde, dis God, my krag, my autoriteit wat ek het, ja, my kennis, my wysheid, my insig, daai wysheid wat ek nodig het met die kinders, in sy geval met die volk, met die mense rondom my. Hy is my psalm, hy is my lied, hy is my vreugde, hy is my lied en my vreugde. Hy is die bron van my heil. Hoeveel mooi koortjies het ons wat dit nie sê nie. Hy is die ene wat my gelukkig maak. Wat my op 'n bed laat klim in die aand en terwyl dit hoe ook al met my gaan, weet net, daar is 'n skuilplek in die rots van die eeue. Ek kan gaan sit in die arms van my God
daar is vir my heil, daar is vir my 'n lied, daar is vir my liefde, daar is vir my omgee, daar is vir my veiligheid. Ag, soveel kan ons nog sê. Daar is vir my omhelsing, daar is vir my 'n drukkie. Ek vra baie keer vir mense, wat is 'n drukkie? En dan kyk hulle my aan asof ek nou mal is. Wat is nou so vraag? Drukkie is mos maar net 'n drukkie. En dan besef jy, 'n drukkie is iets anders wanneer jy by 'n graf staan. Drukkie is iets anders as jy by 'n geboorte van 'n kind staan. 'n Drukkie is anders as jy bly en opgewonde is en jou sportspan het gewen of verloor. Is 'n ander drukkie. Moeilike dag by die werk, moeilike dag in jou huwelik, moeilike dag in jou finansies. En dan het jy verskillende drukkies nodig. Partykeer net so klap op die skouer, partykeer net 'n soen op die voorkop, partykeer net so, hou my net vas vir 'n oomblik. Ons weet dat die wetenskap het bewys, psigologiese wetenskap het bewys dat 'n 23 sekonde drukkie vir jou genesing kan gee. Genesing kan gee. God weet, hy is my psalm, hy is my drukkie. Die Here kan jou 'n drukkie gee. Hy is die enigste een wie se drukkie jou so hard kan druk dat jy weer heel kan word, dat al jou stukke bymekaar kan kom. Dis wat Moses beleef het. Die Here is my krag, maar die Here is my loflied. Hy is my liefdeslied. Hy is my drukkie. Here, ek weet nie meer nie. Kom ek gee jou 'n drukkie. Kom ek hou jou net so 'n bietjie vas, Moses, want weet jy wat, het ek jou nie gebring tot nou toe nie. Het ek jou nie vasgehou tot nou toe nie. Hy het my tot heil geword. Hy is daai plek wat ek nou te kan hardloop. Ja, ek hoef nie eers vervolgers te hê nie. Het julle ook al agtergekom, partykeer het jy net heil nodig. Nie huil nie, heil. Jy het net nodig om daar te gaan staan by 'n plekkie en ja, in 'n boom te hang. Te omhels, net so in die koelte te staan. Vir geen ernstige rede nie, nee, net so 'n bietjie aan hierdie horing van heil vashou. Net so dat jy so 'n bietjie jouself kan vind. As jy ek sal hom loof, ek sal hom dien. Ja, dis wat Moses wil doen. Ek sal hom lief hê. Jy kan nie iemand loof as jy hom nie lief het nie. Jy kan hom nie lief hê as jy hom nie ken nie. Daarom sal ek sy aangesig soek, so wat Moses sê. Hom sal ek dien. Die God van my vaders, hom sal ek vereer. En wie was die God van sy vaders? Farao's, is al vaders wat hy geken het, tot hy hierdie God ontmoet het op 'n berg. Hierdie geskiedenis geleer het. Want onthou, sy skoonouers was ook nie Jode nie. So tot hy hierdie ervaring en belewenis, dan verander dit jou geskiedenis, dit verander jou verlede. Jy kan ook sing van die God van jou vaders. Maak nie saak wat jou vader was, maak nie saak wat jou ma was, het maak nie saak wat jou voorgeslagte is nie. Ek kan onthou jare terug het, as jy 'n sekere van gehoor het, en dan wil jy hoor of dit van daardie vanne is, van daardie moordenaar, die van Rooyen, wat die kinders gemolesteer het, is julle familie, van die ou wat gesteel het, soos die Nieuwouds, of die skandvlekke van hierdie of daardie persoon. Nou kan ek sê, nee, my familie, my vaders, is my God. Ja, die God van my vaders, daardie God het ek ontmoet. En daardie gene is in my, daardie heerlikheid is in my, daardie persoonlikheid is nou in my. Want ons is gemaak na sy karakter. Daardie liefde, hierdie liefde wat hierdie wêreld gee, ek sê dit van die kansel af, die wêreld kan nie lief hê nie, ons kan nie lief hê nie, is net God wat kan lief hê, en dit, as jy God in jou het, is die karaktertrek, liefde, blydskap. Kan nie blydskap hê in hierdie wêreld nie.
koop vir jou splint 'n nuwe kar, en 2 dae daarna, dan is hy nie meer nuut nie. En dan is daai blydskap ook daarmee heen. Maar as jy 'n blydskap het van die Here, 'n blydskap wat niemand kan oortref nie, 'n liefde wat niemand kan oortref nie, en wanneer jy dit in jou het, kan jy dit deel, kan jy dit partykeer self nie verstaan nie, want dan word die Here jou krag, jou bron. Daarom bekommer ek my nie oor die dag van môre, wat ek sal eet en wat ek sal aantrek nie. Ek weet die Here is my bron. Ons was nou vir 'n week weg, eintlik 2 weke wat mense dit vir ons moontlik gemaak het, saam met hulle gegaan en ek was in die bosveld, en eendag, toe sit ons so brood uit vir die voëls en brood uit vir die diertjies om te kom eet, want die vorige keer toe die veld so droog was, het hulle gekom, jy het dit skaars uitgesit, dan is die voëls daar, skaars uitgesit, dan het die varkies kom eet, en hulle het allerhande, nie dat ons hulle gevoer het nie, maar al die ou brood wat nou oorbly, gooi ons nie weg nie, ons gee dit vir hulle, en hierdie keer het die brood daar gebly. Varke het nie die blare kom eet nie. Hier en daar, ja, happie hier, en eintlik het die apies het maar kom eet. En ek besef daar dat God is hulle bron. Hulle het nie meer nodig om na die huisies toe te kom, om daar te kom eet, worsies en ou stukkies eier wat oorgebly het, en ja, die afvalkos van die mens nie. Nee, God is hulle bron, die reën het geval. Niemand het die krane oopgedraai, niemand het die damme volgemaak, niemand het die blare aan die bome gegee, niemand het kos uitgesit nie, God het dit gedoen. Die Here het dit gedoen. En as hy jou bron is, hoef jy nie te gaan bedel by die afval van die mens nie. Jy hoef nie bedel vir liefde by die afval, so afval liefde kry. So afval omgee kry. So tweedaanse woordjies wat niks beteken. En nee, as God jou bron is, dan weet jy, die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hom sal ek dien, hom sal ek lief hê. Die God van my vaders, hy is my heil, hy is my blydskap. Ek eet nie meer afvalkos nie. Jy hoef nie afvalkos te eet nie. Fokus op God. Fokus op wat die Here gaan doen het. Nie op wat 'n kontrak jy nog moet kry, of wat se liefde jy moet kry, of probeer iemand beïndruk, of omkoop, om vir jou om te gee nie. Nee, daar is vir jou 'n bron van ewige rus by die Here, 'n bron van ewige vrede, 'n bron van ewige krag. En weet julle wat dit hou, totdat ons nie eers meer hier, nie totdat nie, dit hou nie eers op as ons net hier ons kop neerlê nie, dis 'n ewigheid, ons kan daarna streef, ons kan daarna soek, ons kan daarna leef. So Moses met al sy foute, en ja, Moses met sy swakhede, Moses wat nie eers 'n status meer as herder gehad het nie, Moses wat sy broer moes saamvat om te praat, Moses, die mens soos ek, het nie net na een wonderwerk nie, maar na 'n verhouding met die Here God Almagtig, het hy gesê, die Here is my bron. Ek sê vandag, die Here is jou bron. Hy het jou tot heil geword. Hy is jou psalm. Hy is die God van jou vaders. Ja, miskien nie jou biologiese pa nie, maar die God van hierdie vaders wat ons gebring het tot nou toe. En jy is daarvan deel. Jy daar die roeping. Laat God vandag jou psalm wees, jou lied wees, jou liefde, jou plek van veiligheid. Glo my, ek het dit beleef in my lewe. Beleef het vandag nog. Daardie liefde, daardie omgee, daardie kry jy nêrens anders as by die voete van die Here nie. Mag die seën van die Here met julle elkeen wees, en julle kan my kontak op 083 453 1660. Amen.